Welkom by die 7de tree van 21 tree. In hierdie hoofstuk kyk ons na die doop van gelowiges. Ek wil jou aanmoedig om notas te maak en om elke vers wat ons in hierdie studie na kyk, self ondersoek in te stel en te kyk of jy saamstem en tot dieselfde gevolgtrekking kom wat ons bykom in hierdie studie. Miskien moet ons begin deur om te vra, wat of wie is die finale gesag in jou lewe, veral wanneer dit by geestelike dinge kom? Is dit jou kerktradisie? Almal van ons het groot geword in 'n kerk, in 'n spesifieke kerk, en ons is oor jare geleer dat sekere goed op 'n sekere manier gedoen word. Dit noem ons kerktradisie. Baie van ons is in 'n spesifieke familietradisie. Ons families het op sekere maniere sekere dinge gedoen, en dit het 'n tradisie gevorm, en dit het ons gedagtes gevorm. Of wat van 'n oorlewering? Ons het oor tyd sekere goed geleer, en ons aanvaar, dis die waarheid. Baie keer het mense opinies en perspektiewe, en wanneer dit genoeg sin maak, dan glo ons dit. Of wanneer ons 'n ding genoeg keer gehoor het, dan aanvaar ons dit moet seker so wees. Ek wil jou uitdaag om die woord van die Here, die finale gesag, nie net vir jou geestelik nie, maar ook oor jou lewe te maak. En dit is waarby ons vandag wil kom, wanneer ons praat oor die doop van gelowiges. Miskien kan ek net hier stop en dalk sê, die doop van gelowiges, die doop is nie 'n voorvereiste vir redding nie. Maar die woord maak dit duidelik, God verwag van elkeen van ons om gedoop te word. Ongelukkig is daar min onderwerpe soos die doop, wat die kerk so in tweestryd het, en waar mense meer oor stry. Mense stry oor die doop, is dit die klein doop, is dit die groot doop, is dit die doop van gelowiges? En ek en jy moet nie in so 'n strydery betrokke raak nie, maar ek en jy moet die woord bestudeer en seker maak, ons weet wat ons glo, waarom ons dit glo, en dat dit in die woord gefundeer is. Baie mense glo byvoorbeeld die doop kom vanuit die verbond met Abraham. Baie mense glo die doop maak jou 'n lidmaat. Ander mense glo die doop red jou. Party mense glo jy moet babietjies doop, hulle besprinkel. Ander glo jy moet kinders doop, en ander mense glo jy moet groot mense doop, en ander glo jy moet gelowiges doop. Ons wil in hierdie studie kyk, wat is werklik die waarheid? En ons gaan ons antwoorde soek in die woord van die Here.